to this week's edition of the Rustenburg Herald and our news bulletin with the top stories that we have for you this week. This is Maries Leroux and my colleague Waldie Volskink. Goeiedag kykers en lesers. Ja, gou 'n paar hoogtepunte van hierdie week se koerant. Ek gaan sommer wegspring met hierdie ene. Onthou dat Rustenburg Herald se telefoonnommer verander het. Dis nou die landlyn. As jy die afgelope week of 2 of 3 gesukkel het om Rustenburg Herald in die hande te kry, kyk op ons voorblad. Ons nommer het verander na 495 3010. Maak seker dis op ons voorblad indien jy dalk sukkel om ons te kry en jy dalk vorige uitgawe van die Herald het. Loer gerus op die voorblad. And then also for those of you who have been living under a rock, remember that the Rustenburg Herald is now free of charge, available at all our distribution points, no fees required. You can just pick up your copy from wherever you can find it, local supermarkets, at traffic lights and the like. So please make sure that you get your copy for this week. As ons aanbeweeg na 'n bietjie harder, groter nuus toe. 4 jaar gelede, presies 4 jaar gelede, is die Rustenburg gemeenskap geskok deur 'n voorval by 'n sportlokaal in Rustenburg toe 2 deelnemers blykbaar slaags geraak het en 'n jong man van Rustenburg doodgeslaan is. Baie dinge daarna gebeur, baie teleurstellings, baie doodloopstrate. Dis hoekom die saak so lank gesloer het na 4 jaar se kant toe. Verlede week het die saak sy laaste of tweede laaste hoofstuk bereik, toe die beskuldigde 'n vonnis van 12 jaar, maar effektief 10 jaar tronkstraf opgelê is. 2 jaar is opgeskort vir 5 jaar. Al die besonderhede staan in die berigte hier op bladsy 3. Dit is 'n voorval wat die Rustenburg gemeenskap erg geskok het en baie mense getraumatiseer gelaat het. Sulke dinge gebeur maar in ons gemeenskap en dit is tragies dat mense verkies om geskille met geweld op te los. Ons is baie bly vir die familie. Ons is verlig vir die familie dat die gereg sy gang gegaan het. En ja, dit is jammer dat mense oor sulke dinge in jou plaaslike koerant moet berig. Then on some news that will affect the pockets of consumers around the country, on page 6 we have good news and we have bad news. On the good news side, the fuel prices have effectively dropped from midnight last night. This includes petrol 93.95 and also diesel 0.05 and 0.005. So get to the pumps if you haven't done so and fill up your car. The price drop is in the region of R1 or less. Then on the not so great side, the Eskom tariff hike of 12.74% also came into effect on the 1st of April, which means that consumers will be paying higher tariffs for electricity usage. Now, this move has been condemned by political parties all around the country, by individuals, and in our statement on page 6, the following is said, that Eskom's decision will push countless families and businesses deeper into economic despair, which is quite unfortunate in an economy that is also already having us to number crunch from month to month. Lesers, kykers, ook op bladsy 3 hierdie week. Ons opskrif sê die Vryheidsfront Plus laat vonke spat in die Rustenburgse munisipale raad. Dis met verwysing na 'n voorval verlede week of voorverlede week toe tydens 'n raadsvergadering in die Rustenburg munisipaliteit toe die Vryheidsfront erg koppig gestamp het met die ANC oorheerste raad en sy ondersteuners oor die munisipale finansiële oorsigkomitee se voorsitter wat waarin daar 'n mosie van wantrou ingestel is. In die mosie is onder meer aangevoer dat de wet Nel nie sy mandaat en wetlike verpligtinge uitgevoer het nie en vir onreëlmatige uitgawes aanspreeklik gehou kan word. Hy is intussen verwyder as voorsitter van die finansiële oorsigkomitee, maar het verskeie dokumente voorgelê waarin hy die teendeel bewys het
om te sê dat dis nie waar nie, die beweringe is ongegrond en die saak sal waarskynlik later weer 'n draai maak. Volgens de wet Nel, die voormalige voorsitter van die oorsigkomitee, het sy verwydering was dit niks anders as 'n poging om onreëlmatighede in die Rustenburg munisipaliteit onder die mat in te vee nie. Maar volgens Nel het dit nou skouspelagtig misluk. Daar was ook 'n dilemma oor 'n voorstel van die Vryheidsfront plus Annemarie Leroux dat buitensporige maaltye wat tydens raadsvergaderings en so meer bedien word, vervang moet word met ligter etes en hoofsaaklik vrugte. En die voorstel is met luide gekla, gekerm en gemor van die tafel gevee. Daar is selfs 'n draai by apartheid gemaak om hierdie mosie vir die voorstel van die tafel te kry. Then in a feel-good story on page 10, well, on the not so feel-good side, cancer is something that affects everyone around the country. We all know someone in our direct families who has been diagnosed with cancer. And the CHOC Foundation, the Childhood Cancer Foundation of South Africa, has launched a campaign for the school holidays, wherein teenagers and younger children who are receiving treatment will be transported to visit their closest family during the course of this school holiday, which is currently on the go. And there are some steps that you can follow to contribute to this cause or to CHOC in general, if you are that way inclined. This is on page 10, so read about what you can do to change just a few days in the life of a young person who is affected by this dreaded disease, and just bring some brightness into their week and reunite them with their families. Vir leerders in Rustenburg se skole is daar op die oomblik 'n kort skoolvakansie van net so meer as 'n week, indien dit so lank is. Vir die van julle wat gewoonlik so na die tweede of die derde dag verveeld begin raak. Die goeie nuus is dat Rustenburg Herald se kunskompetisie in volle swang is en besig is om sy sluitingsdatum te nader. Dit is wel op 24 April met die wenners wat aangekondig word in die uitgawe van 1 Mei vanjaar. Veral kunstenaars uit skoolgeleerdere word aangemoedig om bietjie te gaan sit en hulle beste kunswerkies uit te haal, te teken, te skets, te bou. Daar is baie groot prysgeld op die spel vir die 2 finaliste wat dan nou vir die eerste kwartaal van hierdie jaar aangewys gaan word. Is daar R1000 elk op die spel in kontantprys, en uit van die aard van die saak dring hulle deur as finaliste na die finale ronde aan die einde van hierdie jaar, waarin daar 2 reusagtige kontant koopbewyse, nie kontant nie, koopbewyse van R10.000 elk op die spel is in die algehele kompetisie. Ons kunstenaars word genooi om deel te neem, in te skryf en miskien 'n groot prysgeld los te slaan. Dit gee hulle ook iets hier om te doen ekstra in hierdie skoolvakansie, en so kan jy jou kreatiwiteit opskerp. And then while we can just mention that we haven't received a ton of entries at this stage for the first leg. So those of you who have been umming and ahhing if you should enter, please do so before the cutoff date. You stand a really good chance to maybe be announced as one of the winners, since we don't have many entries at this stage. Op ons sportblad, ons agterblad, so laaste stukkie sportnuus, Carlet en Jeanette McLaren is 2 Rustenburgers wat onlangs die moordende staptog van 40 km deur die Golden Gate Dino Challenge, dit is nou in die Golden Gate National Park, die Golden Gate Nasionale Park, te voet afgelê het. Nie 'n maklike staptog nie. Die 2 het 4de algeheel klaargemaak, baie goeie prestasie, en so 'n stukkie vinnige loertjie na heeltemal 'n ander tipe sport in Rustenburg as die gewone of konvensionele rugby, atletiek en so meer. Yeah, I doubt if many of us will be able to walk 4 kilometers, nevertheless 40. Ja, 40 is bietjie rof, en as jy nou 'n sak op jou rug het met 'n klomp dingetjies in,
Is dit nog 'n bietjie erger. Jy moet maar jou ordentlike paar stapskoene kry en jy moet maar seker maak jy het 'n hele paar keer om die blok gestap voor jy hierdie uitdaging ander. Dit is wat my betref die hoogtepunte. Ek gaan groet tot volgende week dieselfde tyd, dieselfde plek. Hou van die baadjies en die treie naby hand, na byderhand. Dis lekker koud. Daar's reën wat moontlik op die pad kan wees en bly veilig. En onthou in vakansietye, as dit reën is dit baie glad en laat wees baie versigtig. Tot groetnis tot volgende week. Yeah, please give us a call on our new telephone number or pick up a free copy at your nearest traffic light. We'll see you again next week. Keep well. Mooi bly.